As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. Naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, en dan sien die wêreld my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal die Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Judas, nie Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat u aan ons kan openbaar, en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem die woorde nie ter harte nie, en die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle leer en alles herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ek gaan dit weer lees, dis vers 26, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle, die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief het, soos julle bly, sou julle bly wees het, as ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter is as ek. Nou sê ek dit vir julle, sodat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld, die Satan, is aan die kom. Hy het geen mag oor my nie, maar die wêreld moet weet dat ek die Vader lief het, en daarom doen wat die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Onse Vader, het is wonderlik om te hoor hoe dat u, Jesus, praat het met die disippels, loof het oor die Heilige Gees, en die inwoning in ons lewe. Wonderlik is dat u die wêreld, die mens, al is ons geringe stippeltjie in die heelal, dat u tog die wonder van u liefde in ons gee. Dat u by ons woon, in ons woon, saam met ons stry en worstel, saam met ons leef, saam met ons is. Daarom laat ons in vrede ons harte nou oop voor u, o Gees. Vra ons dat u met ons werksaam sal wees en u sal vir jouself verheerlik in ons midde. In Jesus se naam. Amen. Die tema van vandag is
Dis die Heilige Gees troos ons in eensaamheid. Die Heilige Gees troos ons in eensaamheid. Nou, ons gaan nou oor die Heilige Gees se werkinge praat, soos ek nou maar vanmôre ook afgelei het, sal die res van die preek ook in terme van die Heilige Gees se werking gaan. As ons dink oor die Heilige Gees, en ek het dit al met u gedeel, maar ek gaan dit weer, en die dominee vanmôre het dit ook met u gedeel, dat die Heilige Gees is eintlik vir ons nie so 'n bekende nie. Te midde daarvan dat dit juis die bekendste moet wees. Want die Gees woon by ons. Ons verstaan nie eintlik die werk van die Heilige Gees so lekker nie. Want die een sê so, en die ander een sê so, en die ander een maak so, maar dit is alles waar, want die Gees werk nie op een manier nie. Ons kan Jesus se werk afbaken en sien en daar neersit en ons kan dit aanbid en ons kan sy dat hy lewe kan ons selfs in ons harte aangryp en aanvaar. Ons kan Jesus sien. Ons kan die Vader sien, die Skepper, die onderhouer. Ons kan hierdie wonderlike Vader van ons wat ook vir ons sy arms oopgegooi het en vir ons sê kom na my toe. Almal, hy maak vrede met ons. So, dit is so wonderlik om te kan dink ons kan dit doen. Maar as ons by die Heilige Gees kom, dan struikel ons so 'n bietjie. Dan is dit asof ons nie so lekker hom kan vasvang nie. Asof ons nie kan sê so, daar's die Heilige Gees, soos ons kan sê oor die Vader en nie. Nie dat ons alles van die Vader en van die Gees van Jesus weet nie, nee, natuurlik nie, maar dit is daarom vir ons begripbaar. Maar die Heilige Gees is wat die Ou Testament sê ruach, die wind, dis beweging. Die woord in die Ou Testament beteken beweging, wind. So iets soos dit wat ons kan ervaar as ons aan wind dink, dit beweeg. Ons sien nie die Heilige Gees nie, maar ons sien sy werking. Dis hoekom dit vir ons so moeilik is, want sy werking is op verskillende vlakke en is op verskillende maniere. Nou die eerste woord wat ons ook vanmôre gehoor het, is gesê dat die advokaat, die Heilige Gees, Parakletos. Die Parakletos, die Griekse woord vir Heilige Gees is Parakletos. Dis eintlik, luister mooi, dis eintlik dat hy sê die Parakletos is die een wat ek inroep om my by te staan. En dis 'n advokaat. Nee, ons ken mos die term advokaat. Advokaat staan op en hy is voor die regter en hy pleit vir ons en hy praat vir ons en ons sit eintlik net daar. Maar ons in hierdie geval moet ons vergeet daarvan dat ons daar sit. Die Heilige Gees staan saam met ons. Hy staan saam met ons in hierdie lewe. Die Heilige Gees is die een wat as ek donker en swaar en pyn en lyding en eensaamheid ervaar, wat nie vir my kom optree en allerhande goeters doen om my pyn of my eensaam of wat dit ook al is wat my dra. Wat hy kom doen is, hy kom hou my regop. Dis wat die woord beteken. Die Heilige Gees hou my regop, hy hou my staande. In die moeilikste omstandighede, in die pynlikste omstandighede, in die tye wat ons nie mooi verstaan en weet nie. En as ons in chaos is, as ons in ernstige pyn van verlies en dood van ons kind of van ons geliefde of met hom waarmee ons worstel. As ons in die oomblikke kom, wanneer ons by besluite neem, dan sê ons, maar ek kan nie hierdie besluit neem nie. En dan môreoggend, dan staan jy op. Hoe kry jy dit reg om na die dood, na die bankrotskap, na die brand, na die ongeluk, na die seer, na die egskeiding, na al die pyn wat die wêreld vir my kan gooi, hoe kry ek dit reg om op te staan en weer nuut te dink, om weer anders op te tree, om weer na 'n jaar of 2 jaar vrede te begin maak met my geliefde wat nie daar is.
Hoe kry ek dit reg om die pyn van kanker en van seer en van siekte en van hart en van bloedsiektes en allerlei goeters, hoe kry ek dit reg om maandag weer op te staan nadat ek Sondag by die Here was en ek het nie getroos, ek het net daar gesit. Hoe kry ek dit reg om weer op te staan? Dit is die Heilige Gees. Dis die advokaat. Dis die een wat ek inroep. Dis die een wat my laat staan. Ek het hoeveel keer in hierdie gemeenskap gesien en nou weer onlangs in hierdie tyd wat ons lewe, het mense in doodloopstrate met hulle besigheid gekom. Hulle het geween, hulle het gehuil, hulle het eenkant gesit. Hulle was daar was twyfel, daar was angs, daar was vrees. En wat maak hulle? Ek het gesien hoe daardie dooie oë weer lewe kry. Want God het met tyd 'n nuwe plan gegee. God het met plan gekom deur die Heilige Gees. Waar was hulle? Het hulle gaan lê? Het hulle in hulle kamers hulle toegemaak en in depressie verval? Nee, hulle het aangegaan. Hulle het opgestaan, want die Gees van God dra ons nie op miracle ways nie. Hy dra ons op die daaglikse asem wat ons haal en die daaglikse pyn wat ons het. Daarom sê hy, wonder van die verstaan van iets van die Heilige Gees is dat hy nou in my woon en dat hy deur my denke en deur sy woord en deur die kerk en deur YouTube en deur mense wat langs my bly en deur my kind en deur iemand wat iewers met my praat vir my weer kom versterk. Hoeveel keer het mense nie al gesê wat in soveel pyn is, dit was net daai arm wat jy om my gesit het, dit was net daai handdruk wat jy my gegee het, wat my laat staan het. Want dit is die Gees van God, wat ook vir ons in hierdie moeilike omstandighede, elke keer laat staan, laat opstaan, nuwe raad kry. En, luister mooi, 'n nuwe pad. 'n nuwe pad. Want as jy op die ou pad bly, gaan jy op die ou resultaat kom. As jy op die ou pad bly, kom jy weer by die eindresultaat uit. Presies waar jy was. Daarom is dit ook 'n nuwe pad, waarom jy in 'n krisis is en 'n probleem het, waarom jy pyn het, waarom daar mense om jou seer kry, jy self in ellende verval, sodat jy van daar uit 'n nuwe pad kan loop. Dalk 'n meer God gegewe pad. 'n God verheerlikte pad. Nou het ek nog net, ek wil net vir julle 2 Korintiërs ook lees. Jy moet eintlik maar die 2 Korintiërs 1, die eerste hoofstuk lees, maar ek luister net gou hier. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid uitkoms gee. Hy is die God wat in elke omstandigheid uitkoms gee. In elke moeilikheid help hy ons. Jy kan nog verder gaan lees vanaand as jy 2 Korintiërs, die eerste hoofstuk. Dit is nie moeilik om te vergeet. En dit is moeilik om dit te vergeet, ja. Jy moet dit nou verstaan. 2 Korintiërs 1 vers. En hy sê wat? Hy sê, hy gee vir ons uitkoms uit elke omstandigheid. Het jy moeilikheid? Ja, jy het moeilikheid. Is jou moeilikheid bokant God? Nee, jou moeilikheid is nie bokant God. Jy gaan dit sommer net sê, ja, nee, dit is nie. Maar glo jy ook, dat die Gees van God, en dis die Gees wat ons in ons hart het, wat hy vir ons uitgestort het volgens Johannes, wat in ons harte woon, want hy, die Vader en die Seun en die Heilige Gees kom woon in ons, en hy sê vir ons, hy sal ons weer help. Elke omstandigheid sal hy ons help. Daarom, hierdie 2 gedeeltes, Johannes 14 en 2 Korintiërs 1, gaan lees dit en lees dit en lees dit as jy moeilikheid het. Ek kom nou by eensaamheid. Eensaamheid
Ek dink ons praat bietjie maklik oor is daai hormosie is nie reg, hy is so waar reg. Eensaamheid is dalk iets dat ons dink ons verstaan. En dan dink ons dadelik aan die ou oom en tannie wat daar in die ouer huis sit, wat se kinders oorsee is, wat verswak het. En dan kom ons by hulle, dan huil hulle, en dan kla hulle, en dan sê ons, ag, hulle is net eensaam. Broer en suster, ek dink jy ons verstaan iets van eensaamheid. Die Griekse woord het ek probeer soek, en al wat ek kon kry in die Grieks is dat sorry, nee, sorrow, nee, dat ek is, loneliness, wat is sorry? Loneliness, ek weet ek is nie Engelsman nie. Dit is baie moeilik om al hierdie tale te onthou. Die lonely. Daar is so baie liedjies wat oor lonely gaan. Maar hierdie lonely is eensaam in eensaamheid. Jy moet bietjie hoor. Eensaam in eensaamheid. Dis een saam met wie? Saam met een. Dis ek saam met ek. Dis eensaam. Dis verskriklik. Ek en net ek. Ek het 2 voorbeelde wat ek vir julle wil gee hiervan. Ek wil net eers sê, die Here het gesê, is nie goed dat Adam alleen is nie. Hoekom nie? Want Adam was verskriklik eensaam. Hy wat al die diere gehad en al die veld en al die vrugte van die wêreld en van die plante, en hy kon maak net wat hy wil, hy het hulle name gegee, hy het geploeg en geplant, hy was lekker, dit was vir hom heerlik, als het gegroei, hy het baie gemaak, hy het almal gevoer, en hy was alleen. Hoekom? Met wie het hy gepraat, behalwe met God wat hom af en toe besoek het in die tuin? Met wie het hy gepraat? Met homself. Hallo Adam, hallo Adam. Jy hoor jouself, jy praat jouself, daai eensaamheid. Ek wil net hê jy moet iets probeer indink, dat daar niemand op hierdie aarde is nie, net jy Adam, en net jy alleen. Dis hoekom die Here gesê het, is nie goed dat hy alleen is nie, want hier gaan nou 'n depressie kom, hier gaan nou moeilikheid kom, hier gaan nou, hierdie man gaan koekoes raak, want hy het nie 'n refleksie nie, hy het niks wat na hom toe terugkom nie, hy gee net. Hy hou net aan. Ek het 2 gevalle teëgekom in die hede. En die eerste een is Kristen Neuschaffer. Neuschaffer, lyk vir my soos. Neuschaffer, wat was daarvan? Kan julle onthou? Wie was sy? Sy was 'n 37, 38-jarige jong vrou, wat? Met 'n seiljag, 'n Suid-Afrikaner, om die hele wêreld gegaan het, alleen. Net sy. Nou ek dink jy ons het mooi begryp nie, sy het 235 dae daai boot alleen deurgebring. Sy het in storm, sy het in die lekker seildae, was dit vir haar lekker, want die dolfyne het saam met haar gesê, sy sê hulle dikwels saam met haar geseil. Sy kon die visse sien, sy kon die seelewe sien, sy kon stoei teen die wind, sy kon stoei teen die storms, sy kon beklei en te kere gaan, en dit was als wel, maar wanneer het sy lonely geword? Sy wind gaan lê. Sy lê op daai groot see, en al wat jy om 365 grade rondom jou, kyk jy net en wat sien jy? See. En see. En nog 'n keer see. En daar's niks. Niks om jou nie. Want jy beweeg nie. En jy lê daar vir dae, sê sy, aan een
lê jy daar in die son. En jy praat met jouself, want jy mag nie die radio gebruik nie. Ja, sy het gelukkig iemand se lewe gered deur hom te gaan optel en op 'n vragskip te laai. Dit het sy nou ook nog gedoen, maar dit kon sy doen. Maar daai dae wat sy alleen was, eensaam was, waar geen kommunikasie tussen haar en enige iets om haar was nie. Sy sê dit, toe sy gaan voorraad oplaai het op 'n spesifieke punt waar sy moes aanmeld. En sy gaan voorraad oplaai en die man vra in die video. Hy vra vir and how is it going with you? And sy sê, well, I'm coping, but it's getting very lonely. Dis eensaam. So om daardie omstandighede alleen te wees. 235 dae. Sy het 48.000 kilometer afgelê. 48.000. Dis eensaam. Ek lees 'n tweede geval van 'n vrou wat 'n man geskiet het uit selfverdediging en toe uiteindelik is die getuienis so gedraai dat dit op moord afgekom het en sy sit vir 10 jaar in die tronk. OK, kom ons sê van geboorte tot 10 jaar is wat 'n graad. Graad 10, hoeveel graad is jy dan? Graad 3. Van geboorte, graad 4. Van geboorte tot in graad 4. Van geboorte tot in graad 4, weet jy hoe lank is dit? Vandat jy gebore is, totdat jy graad 4 jou kleintjie afgegee het, sit jy alleen in die tronk. Die ergste is, sê sy, ek kan met niemand praat nie. Want alles wat ek sê, goed of sleg, jammer of simpatie, of enige pyn wat ek wil deel, word teen my gebruik. En ek ly daaronder. Ek suffer. En dan sê sy, die ergste is om vir 10 jaar nie iemand te hê wat my hoor. Niemand hê wat weer praat. Skrikkelik hartseer. Dis alleen. Ek het uitgevind, ons het verskillende soorte eensaamheid. Kyk, hierdie eensaamheid van die ouete huis en van die mense in hulle huisies en wat alleen is en wat agtergelaat is deur 'n man of 'n vrou wat weggeval het en kinders wat weggetrek het en al hierdie goeters. Daaraan kan ons iets doen, ek sal net nou daarna terugkom. Daai eensaamheid kan ons iets doen. Maar in die eensaamheid waarin ons onder andere, en ek wil dit grip, daar's baie soorte, maar daar's een eensaamheid wat vir my belangrik is, wat vir my uitgestaan het, en dis die eensaamheid van ons geskiedenis. Jou geskiedenis, jou persoonlik. Waar kom jy vandaan? Van jou kleintyd en jou opgroeityd, jou manier hoe jy opgegroei is, jou pa en jou ma en jou oupa en jou ouma, en jou broertjies en jou sissies en jou vriende en jou skool en jou onderwysers en jou dosente en die medestudente, al hierdie mense wat saam met jou was. Daai mense het dalk 'n geskiedenis met jou. Ek gaan eers na Jakob toe. Ons skryf vir Jakob dat hy by die Jabokrivier staan. Wat het nou gebeur? Ken nou Jakob se geskiedenis met sy broer, met sy pa, met sy vlug na sy oom Laban toe, sy ma se broer, en oom Laban het hom verneuk en hy het vir oom Laban verneuk en so het hulle te kere gegaan en op die ou einde het dit te warm geword vir hom daarso en hy trek terug. Want toe trek hy terug? Hy het net een plek om te gaan, is huis toe. En waar is sy huis? Esau. En Esau sit en wag vir hom en hy weet hy gaan hom wil doodmaak. Want hy het sy eerstgebore reg uit hom uitbedrieg, gesteel. En hy was bang. En hy stuur geskenke vooruit. Hoop 'n geskenk. En hy stuur sy slawe vooruit. En hy deel sy 2 vrouens op en hulle gesinne en hy stuur hulle nie saam nie, maar in verskillende kanale stuur hy hulle. En in hierdie stuur van hulle, wat gebeur?
Hulle gaan, hy sê, hy hoop en bid maar net, as dat hy genadig sal wees teen die tyd wat hy by sy kinders kom, dat hy nou nie meer wil doodmaak en hulle dalk sal spaar. En toe bly net Jakob agter. En toe Jakob so agter bly, toe kom sy geskiedenis. Toe kom daai Jakob se geskiedenis na hom toe. En hy ry soos 'n perd, het gelop soos 'n perd na hom toe. En wat doen hy? Hy sê vir hom, ek is 'n bedrieger. Ek is 'n bedrieger. Hy worstel met die engel. Die engel gryp hom aan sy keel. Hy wil hom net doodmaak, maar hy keer, hy worstel. Hy natuurlik, ons weet nie waaroor die worstel gegaan het nie, maar dit was daaroor. Dit was daaroor dat hy, vandaar het hy tot bekering gekom, want daar het hy sy sonde laat staan. Daar het hy van bedrieger na volk van Israel geword. Die Here het gesê, jy is nie meer Jakob nie, jy is Israel, jy is nou volk van God. Daar. En toe wat doen Jakob? Toe staan Jakob op. Hy gaan vertel nie vir hulle, hy het met die engel geworstel en hy het gewen nie. Kyk, ek het nog 'n mank heup en kyk hoe grand is ek nie. Hy gaan net na Esau toe en hy gaan sê, vergewe my. My broer. En sy broer omhels hom. En God het hom vooruit gegaan. Eensaamheid in jou ellende. Ons weet nie wat met jou gebeur. Maar hier binne in jou, dra jy dalk goed. Jy dra dalk 'n broer, jy dra dalk 'n suster, jy dra dalk 'n pa of 'n ma, jy dra 'n oom en neef. Ons weet van hoeveel. Ek sit in die jeugsentrum en hier staan 'n wonderlike man, hy's langer as ek gewees. Ek weet nie hoe lank is ek nou nie, maar lyk my mense word mos nou kleiner. Maar hy was langer as ek en hy was 'n mooi man. Hy was 'n model vir een van die tydskrifte. En hierdie jong man kom en ek sien maar hier's groot fout en ek gaan doen by almal huisbesoek in die jeugsentrum. En terwyl ek met hierdie jong man werk, hy's 'n student en ek sê vir hom, hoe kan dit? Nee, en hier bars die man uit in trane. Hy sê, ek is gemolesteer toe ek 'n klein seentjie was. My neef het dit aan my gedoen en hy glo van daai oomblik af, hy is gay. Hy glo van daar af, hy is nie werd om 'n man te wees nie. Hy is nie werd om volwasse te wees. Hy glo van daar af, al is hy so mooi en sterk en gym en gaan hy te kere en swat hy en is hy 'n slim mannetjie, hy is niks, want hy's eensaam in sy verlede. Sy verlede hou vir hom vas. Sy verlede kerker hom vas. En daarom is ons eensaam in ons harte oor die goed wat ons dra. Wat dra jy? Wat dra jy? Wat het met jou gebeur? Wat het jy wat jy vir God wil gee? Ek nooi jou, ek sê vir jou. As jy regtig wil lewe, vry wil lewe, as jy gelukkig wil wees, raak ontslaaf van hierdie bagasie. Raak ontslaaf van hierdie pyn, raak ontslaaf van hierdie goed wat agter jou weer is. Kom maak skoon en kry 'n nuwe manier. Jakob het 'n nuwe manier gehad. Hy het sy broer storm geloop en sy vrou en sy kinders en almal was vir hom baie belangrik, maar hy het gesê, laat ek maar gaan as ek moet gaan, want my God is met my, ek sal hom ontmoet. Raak ontslaaf van jou eensaamheid. Hy diep gewortelde eensaamheid wat jou gedrag bepaal. Ons kry baie keer dat jong ma's is hyper gevoelig oor hulle kinders se welweë. Waar is hulle, wat doen hulle? En as jy teruggaan, dan kyk jy na die pyn en die eensaamheid wat daar lê in daai mense van vrees. Dat daar egskeidings kom dikwels voordat die probleme opgelos is. Hoekom? Omdat daar vrees is vir dit wat met my en my kinderdae of ander dae gebeur het. Daai ongelooflike pyn en eensaamheid wat net jy weet. Net Jakob was by die Jabokrivier. Net jy staan voor God. Maak vrede in hemelsnaam. Ek is amper 75, dis nie die moeite werd om goeie saam met jou te dra. Vergewe, vergeet en word nuut. Die tweede een wat ek wil sê, is 'n een wat ons as Suid-Afrikaners nie altyd lekker verstaan nie.
En dit is die een van vreemdelinge. Ons kinders gaan oor see. Ja, gehoor wat sê hulle eers, ek mis raaivleis. Ek mis die lekker kuier. Ek mis die sonskyn. Ek mis dit, die chutney en die marmite en die bovrol en al hierdie goeders. Jy weet mos, jy ken dit afstoot. Maar het jy al gedink, dan sit bietjie in jou voete, binne in daai een van daai kinders se lewens. Dan sit bietjie vir hulle daar. En dan sien jy trek in 'n woonstelletjie in, hy's so klein, dat jy omtrent moet regtig jou uitgaan om jou gedagte te verander, né? Jy kan nie eers daarin beweeg. Jy klim trappe op en af. Dis elendig. Hier is ons almal aan groot goeders gewoon. Die meeste van ons het daarom so 1 of 2 slaapkamers apart van die huis en die res. Ons kinders gaan bly in sulke woonstelletjies. Hulle gaan werk by vreemde mense wat vreemde taal het. Hulle praat dalk Engels, maar dit klink nie nou Engels nie. Nie Engels. Hulle praat dalk Nederlands, of hulle praat Frans, of hulle praat met aksente Amerikaans. En hier sit hulle in vreemdelinge. Hierdie vreemdelinge sit daar met 'n taal, hulle het nie geld nie, hulle geld verstaan hulle nie, hulle trein, hulle vervoer is anders, die community is anders, die omgee, die care is anders. En hier's, daai mense is verskriklik eensaam. Moenie dink dit is lekker om te immigreer. Julian, ek hoop jy hoor iewers sit jy, maar ek hoor jy hoop jy hoor. Dit is 'n eensaamheid wat jou gaan tref tussen jou oë en jy gaan lam wees, want jy gaan smag na daai ons. Daai terug. Kom ons kyk bietjie. Kyk bietjie vir Josef. Wat het met Josef gebeur? Josef, hy word 14 jaar oud, word hy verkoop. Hy word verwerp. Begin nou daai kind se kop voel. As hy by Potifar eindig, as hy hom opwerk in daai, as hy uiteindelik daarbo kom en dan verlei die vrou wil sy hom verlei. Dan land hy vir hoeveel jare? Ek weet jy kan nie meer onthou nie, maar sê net maar 12 of 14 jaar in die tronk. Ek sê altyd, van geboorte tot 14 jaar is hoe oud? Julle, dis 'n graad 7 kind. Dis verskriklik. En hy sit tussen heidene, tussen Egiptenaars, tussen moordenaars, tussen mense wat in die tronk gesmyt is, waar dit rot en vrot. Daai jong man, hy word die tweede in bevel. En hy sy eensaamheid. Wat gebeur toe Josef sy broers sien? Toe staan hy op, toe gaan hy agter in die kamertjie, van vreugde en van blydskap en van hartseer en van pyn en van die ellende wat hom getref het, maar uiteindelik sien hy sy mense. Toe hy weer sy pa en sy broers sien en hy hulle kan omhels, toe kom daar vrede in sy hart. Eensaamheid, ons moenie dink die mense wat immigreer is lafaards nie. Ek kry hulle bitter jammer. Want die eensaamheid, die alleenheid, is nie net in binne, is ook met om my. Ek hoor nie my taal nie. Ek hoor nie my Afrikaans RSG liedjies nie. Ek hoor niks. Ek moet spesiaal op my foon aflaai, sodat ek iets daarvan kan hoor. Die derde een wat ek graag wil doen, is mense dink baie keer ek moet net seker maak. Net dit byvoeg by hierdie laaste een, ek sien ek dit hier ons as Christene word ook in die Bybel beskryf as vreemdelinge, bywoners in hierdie wêreld. Wanneer jy hier in Groblersdal tussen gemeenskappe begin beweeg, by inkomste, of dit 'n fees is, en of dit 'n klub is, en of dit 'n kroeg is, en of dit 'n wat se plek ook al is, waar mense by mekaar kom, dan kom jy agter hierdie mense is nie jou mense nie. Is nie jou mense nie.
Want die mense wat jy daar kry, se harte klop nie soos jou nie. So as ons as Christene dink dit is, nou is ons vry om gelukkig saam met al die mense wat gelowig is te lewe. In ons dorp is ons die minderheid. Hoor dit? Ons is die minderheid in ons dorp. En die gelowiges, mense wat kerk toe gaan, wat die kind van die Here is, wat die kerk, wat die Here Jesus is. Ons is in die minderheid. Nog meer in hierdie wêreld. In Suid-Afrika word ons getel en sê, ons is baie Christene hierso. Maar hoeveel is Christene via Christus Jesus? En sy verlos. Waarom is ons vreemd aan hierdie wêreld? As jy inmengel, een van die grootste krisisse wat ons beleef, is wanneer ons eensaamheid beleef, is wanneer ons begin om by ons vriende 'n ander leefstyl te wil kweek, of uitleef, as wat ons tot nou toe uitgeleef het. Die oomblik as jy begin sê, nee, maar ek drink nie meer, as een drinkie. Jy sê, wat bekeer jou? Jy is sissie geword. Dan word jy uitgekruid en een kant gesoek. Jy kom vinnig agter, daar was al 'n hele paar partytjies, en dan was jy nie genooi nie. Hoekom nie? Want as jy jou beste vriend in daai groep vra, dan sê hy, maar jy is nou anders as ons, jy dink ons is beter as ons. Die eensaamheid kom in Christen wees, in kind van God wees, wanneer jy werklik in kind van God, in jou werk is, in jou huis is. Jy kan 'n stryd aansit in die huis om 'n kind van God te wees, in jou eie huis, om die dinge te doen en te lewe soos die Here. Ja. Vandag word ons gekonfronteer met die feit dat ons moet sê, ek is 'n kind van die Here. En as ek 'n kind van die Here is, leef ek op 'n ander manier. Die derde ene wat ek wil noem, of die volgende een wat ek wil noem is, ons kan eensaam wees in ons verantwoordelikheid. Moses was eensaam in sy taak om die volk te lei. Julle, ek weet nie of julle weet nie, maar daai Israeliete was eenvoudig naapers van die Egiptenaar. Hulle leefstyl, hulle manier, al hulle kulturele goeders was soos die Israeliete nie, hulle was soos die Egiptenaar. Toe moes hulle woestyn toe gaan. Hulle het 40 jare die Here gesukkel om hierdie mense skoon te kry. Dat hulle afsien. Hy vat net vir Moses 'n paar dae op teen die berg, dan bou hulle 'n kalf. Aaron, sy partner, wat die Here aangewys het, wat hom moet help, hy verlei hom. Hy sê, nee wat, as Moses weg is, dan gaan hy maar terug na die kalwers toe. Goue kalwers. Jy sien, as jy 'n verantwoordelikheid het, vat 'n skoolhoof. Kan 'n skoolhoof met sy BL, sy beheerraad, wat noem mens daai ding? Kan hy met hulle pelle wees? Nee, dan gaan hy nie kan lei nie. Met in sy personeel, is hulle sy maatjies? Nee, dat is nie 'n manier. Die afrigtertjies wat van buite af inkom, gaan hy met hulle pelle word? Nee. Want môre sê daai pelle van hom, my dogter is nou in graad 7 volgende jaar. Ek soek 'n bietjie posisie, Onthou ek het 'n bietjie geld gegee, Die eensaamste ding in 'n gemeenskap, skool. En as die dominee sy soutwerk is, die doom. En as 'n landdros sy soutwerk is 'n landdros. En elke hoof van 'n afdeling, van 'n besigheid, van wat ook al, is die eensaamste mense in die gemeente. 'n Boer wat 'n klomp mense het onder hom, is 'n eensame ding. Want hy moet besluite neem, hy moet leiding gee, hy kan nie boeties vir bandjies. Dis 'n eensame mens. Omarm die mense wat jou leiers is. Ondersteun hulle. Waarsku hulle. As hulle dwaas is, laat julle dit weet. As hulle goed is, laat hulle dit weet. Ons het nodig dat ons leiers en ons mense wat verantwoordelikhede neem, ook omarm word. As jy een is,
dan weet jy, is eensaam. En dan wil ek net Christus nog aanhaal. Julle ken die geskiedenis van Christus. Hy kies om 12 disippels, maar julle, dis woeste mense daar. Ongeletterd. Ons het vanmôre ook gehoor vissermanne. Nou ek sê nie 'n visserman is 'n ongeletterde ding nie, maar in daai tyd was dit maar mense van die straat. Dit was nie professionele mense nie, daar was ook sulke mense gewees, maar dit was nie rykes en grootes nie. Dit was vissermanne, manne wat geleef het, sy gesin het gelewe van die vis, wat hy verkoop het en wat hy geëet het. Nou moet hy hierdie mense leer, ek is nie van hier nie, ek is van 'n ander koninkryk. Hy sê dit selfs vir Pilatus glo hom, maar nie sy volk nie, nie sy disippels nie. Is eers nadat die Here Jesus opgestaan het, dat hulle begin verstaan het. Selfs toe was dit vir hulle moeilik om te aanvaar. Hy's nie van hierdie wêreld nie. Hy het 'n koninkryk waarin hy lewe. En jy en ek wat vandag in Suid-Afrika woon, is deel van hierdie koning. Ons is deel van hierdie koning wat hy gestig het. Maar as hy net by Israel gebly het. Iemand het nou die dag gevra. Ek weet nou nie waar was dit nie, maar iemand het gevra, as jy die Here hier gebly het, sou dit beter gewees het. Hoe kan dit beter gewees het? Wie sal vir ons intree by die Vader? Wie sal vir ons die Heilige Gees? Ja, hy kan nie beter wees nie. Ons sal almal tou gestaan het om raad te kry, of ek 'n kar moet koop of ek hom moet verkoop. En as hy ons uiteindelik by hom uitkom, as ons moeg en oud en klaar, dan het ons nie eers meer 'n kar nie. Hoe sal ons weet? Uiteindelik, Jesus Christus het dit in sy allerwysheid, dat sy Vader toe gegaan, en toe sê hy, kom ons weer terug na julle toe, maar ons kom in die vorm van die Gees, die Ruach, die wind, die onsigbare, hy wat werk en wat in ons woon, wat in jou. In jou woon, hy woon. Dit is hy eensaam, wat hy verdien in Getsemane. Sy disippels kan nie eers bid nie, of aan nou redes was of nie. Hulle het geslaap. Ek het ook geslaap. Maar Jesus is alleen. Alleen worstel hy met die Satan, wat sê, man, los hierdie ding uit. Wat die gekry, wat voor Pilatus staan, en Pilatus hom laat gesel, dat hy's eensaam. Wie vat die gesel? Nie een van sy disippels nie. Nie een nie. Net hy. Wie hang in die kruis? Net hy. Net hy. Hy ken eensaamheid. Daarom is dit wonderlik om te weet, ek kan, as ek eensaam is, as ek nie 'n klankbord het nie, het ek die woord. As die meisietjie wat om die wêreld geseil het met haar seiljag, die woord van God gehad het, weet nie of sy het nie hoor, oordeel glad nie oor haar nie, sy is vir my wonderlike Here, regtig, wat sy alleen gedoen het is ongelooflik. As sy die woord gehad het, het sy ook die Here hoor praat. Jy het die woord. Jy het die woord. Wanneer die eensaamheid jou take, wanneer jou take te groot word, wanneer jou manier vir jou te swaar is, wanneer jy nie weet wat ek kan doen nie, as dit donker word om jou, jy het die woord, en die Gees sê, hy sal deur die woord, en deur sy Gees en sy werking, weer vir jou vrede gee. Hy sal vir jou vrede. Ek gaan nou afsluit, weet julle, twee goeders, eerste die fisiese alleenheid, is nie eensaamheid nie. As jy alleen is en jy voel hartseer en pyn, staan op en gaan soek iemand. Hier's baie klubs, hier's baie aktiwiteite. Hier is vrouens wat kan brei en naaldwerk doen en allerlei goeders. Hulle brei al deesdae met hulle vingers. Dit is ongelooflik. Hier is boeke wat jy kan lees. Hier is die hele wêreld wat jy na toe kan uitreik. Jy kan die radio inskakel, jy kan bak, jy kan brou, jy kan uitdeel. Jy kan mense nooi na jou toe. Jy kan baie goed doen om jou daaglikse rotine te breek. As jy in ellende en in swaar kry en eensaamheid sit, is dit jou eie skuld. Ons het 'n gemeenskap waarby jy kan inskakel.
Jy kan kerk toe kom, jy kan Bybelstudie kom doen. Jy kan by elke Bybelstudiegroep in die week aansluit as jy wil. Dit maak nie saak nie. Jy mense wil hê om jy te praat. Tel jou telefoon op en praat met hulle. As jy verlang na jou kinders, bel hulle, of hulle nou waar ook al is, en sê vir hulle moet vir jou airtime koop, sodat jy met hulle kan praat. Jy hoef nie daai alleenheid te ervaar nie. Jy kan opstaan, jy kan plante plant, jy kan groente, jy kan diere versorg, jy kan baie goed. Ons is nie onnoosel. Maar ons hou ons onnoosel, omdat ons verlustig in ons ellende en ons alleen wees. Staan op! Vra vir my, wat vir 4 jaar in George gesit het. Here het my met 'n spit daar uitgespit, Kaap toe en tot hier. Vra, jy sal weet, jy sal kry, jy sal opstaan. Die tweede een is jou geestelike alleenheid. Hierdie eensaamheid moet jy met die Here loop uitlaat. Hierdie tipe eensaamheid waarin jy 'n leier is of waarin jy sonde het. Klaar dit met die Here uit. Maak klaar met dit. Los dit. Dit gaan jou vernietig as jy dit nie doen. Dit maak jou arm, dit maak jou knorrig, dit maak jou depressief. Los dit. Dis nie waar die Gees werk nie. Die Gees werk blydskap, joy. So nou, dinsdag gaan daar. Hy werk blydskap. Wat nie blydskap werk nie, kom nie van die Gees nie. Wat nie klop met die woord van God nie, klop nie met God. Twee Korintiërs sê vir ons, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm. Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees slaan 'n mantel om jou. Hy kom weg. Hy vou jou toe wanneer jy pyn en seer, wanneer jy treur en huil, wanneer dit vir jou swaar is. Hy gooi jou toe met sy kombers, sy teenwoordigheid en sy liefde. Hy sal daar wees vir jou, moenie bekommerd wees. Iewers sal hy vir jou toeval. Dit kan dalk 'n paar maande, dit kan dalk 'n jaar, kan weet. Maar iewers vou hy vir jou toe. Wil hy vir jou optel, nie. Daarom sê hy, ek sal my ontferm oor jou. Oor jou pyn, oor jou lyding, jou alleen wees, en jou take en jou verantwoordelikhede. En die God wat in elke omstandighede uitkoms gee. Daar is niks wat jy kan oorkom, dat God nie 'n oplossing voor het nie. Hy sal vir jou uitkoms gee. Iewers van sy pad. Sal hy vir jou met sy kombers toevou, wil vashou, wil trane afvee. Maar dan gaan hy vir jou sê, genoeg is genoeg. Staan op, lewe, ek wil deur jou lewe, soos Jakob vir sy huisgesin gewys het, wat is 'n vry man, en vervoor geloop het, en sy broer ontmoet het, wat onmoontlik kon doodmaak, wat angs en vrees gehad het, hy het hom omhels, want God het hom vooruitgeneem. Moenie bang wees. Ek is by jou. Wat sê die Here in Deuteronomium 31? Ek sal jou nooit verlaat. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek is by jou. Ek help jou. Amen. Here, baie dankie. Dankie, o Gees van God, dat U by ons is, dat U in ons is en dat U saam met ons is. Ons bid dat die vrede oor ons sal wees, dat die gemeenskap met ons sal wees, dat ons sal troos wees en bemoedig wees in ons swaarste swaar en eensaamheid. Verlos ons van ons sonde, wat ons die eensaamste maak van alle mense. En gee vir ons 'n nuwe rigting om te loop, 'n nuwe pad.
Ons vertrou U daarvoor in Jesus se naam. Amen.